Hallo en welkom by my kanaal as jy nog nooit ingeskakel het op my kanaal nie. Ek is Mariana de Beer. Ons is nuwe intrekkers in Lambert's Bay nou in die Weskaap. Ons wag nog vir die trek om te kom en omdat die hele huis nou bietjie chaoties is, maar daar nou nie veel is op hierdie stadium om te doen nie, het ek besluit ek gaan gou hierdie videoetjie klaarmaak. So ek sit op 'n kampstoel in die enigste nie chaotiese vertrek en dit is ons slaapkamer en nou gaan ek gou met julle deel hoe ek hierdie mandjie gehekkel het. Dis die gare wat ek gebruik het, dit lyk so en ek het 'n 5.5 mm hekelnaald gebruik of hekelpen gebruik. Dan nadat ek hom gehekel het en nadat ek hom gestyf het, het ek gespuit hierdie mengsel op hom gespuit om hom te seël aan die buitekant. Vir my ander hekel items het ek ook al hierdie gebruik, dit werk net so goed. So enige van hierdie tipe seelaars werk, want ek wil nie graag die mandjie was gou nie. En dit help dat hy aan die buitekant nou redelik stofbestand is, dat jy hom net kan afporsel en dan binne-in gaan ek vir hom 'n voeringkie maak, sodat die kan uitgehaal word en net gewas word as hy binne-in vuil word. Die mandjie is maar bedoel vir 'n slaapkamer, soos vir 'n snippermandjie, nie vir 'n badkamer wat jy nou nat weggooi goedjies ook sal gooi nie. Ek het letterlik 2 emmers wat ons saamgebring het uit Durban het ek nou gebruik en ek het dit as 'n vorm gebruik. Nou kom ons kyk gou na die boom van die mandjie of die bodem. Ronde 1 was nou net 'n sirkeltjie wat in Engels noem die magic ring, waarin ek 9 langbene gehekel het en ek hekel dit in die ronde sonder om te draai, die werk te draai vir elke tweede ronde. So ek het elke ronde begin met 'n staande langbeentjie. Julle sal sien op die ander mandjie video's wat ek al gemaak het. Ek sal dit as 'n playlist gee aan die einde van hierdie video. So in elkeen van die langbene het ek vir ronde 2 het ek 2 langbene gemaak. En nou kan julle sien dan vir ronde 3 het ek in elke langbeen weer 'n langbeen met 'n kettingsteek tussenin. En dan ronde 4 was net 2 langbene in elke langbeen en dan kettingsteekie tussenin. So hier is weer die 2 langbene en dan kettingsteekie en dan weer 2 langbene. Dit was ronde 4, ronde 5 was nou 'n langbeen en dan hier kan jy sien kettingsteekie, langbeen, kettingsteekie, langbeen, kettingsteekie en so al in die ronde. En dan as ek by die laaste ronde 5 was 'n langbeen en 2 kettingsteekies, langbeen, 2 kettingsteekies. Julle kan sien, as jy hierna kyk, ek het hom nie so styf gestywe nie, want ek het geweet, ek gaan in elk geval vir my boom gee, maar hier teen die kante het ek hom baie lekker styf gestywe, sodat hy staan baie lekker. En nou die lekker ding van hierdie mandjie is, wanneer jy hom styf, en jy trek hom oor die vorm, die ander mandjie wat jy gaan gebruik, dan rek die gehekelde gedeelte. So ek het omtrent nooit vermeerder nie. Jou mandjie gaan mos nou nie dieselfde vorm hê as myne nie. So mens kan basies nie 'n patroon uitskryf nie. So nadat jy nou die grootte gehekel het van die boom, dan of die bodem, dan het ek hier 'n rytjie kortbene gemaak, maar in die agterste lissie van die langbene. Dis hoekom hier so rysteekies is. En dan het ek langbene gemaak. Julle kan sien hier het ek 'n bietjie vermeerder. 2 langbene in 'n kortbeen, dan 1, 2, 3, 4, 5 langbene en dan het ek weer 2 langbene in 'n kortbeen. En dan weer 1, 2, 3, 4, 5 langbene, 1 in elk van die kortbene en dan weer 2. Dit was een van die min rye waar ek moes vermeerder. Dan het ek net letterlik omgegaan. Ry van langbene, 1 langbeen in elke langbeen. Met hierdie ry of ronde moet ek seker eerder sê, en in hierdie ronde het ek weer gaan vermeerder. So jy moet letterlik die vorm van jou voorwerp wat jy gaan gebruik, moet jy in gedagte hou. Hier kan julle sien het ek weer 2 langbene gemaak in 1 langbeen en dan 1, 2, 3, 4, 5 enkel langbene en dan weer 2 langbene in 'n langbeen. En dan weer 1, 2, 3, 4, 5 en dan het ek weer vermeerder. Toe wil ek hom net 'n patroontjie gee wat nou net snaaks, daarom nou iets sien vir die oog is en hier het ek 2 langbeentjies gemaak en dan 'n kettingsteekie om 'n gaatjie te maak. En dan weer 2 langbene, kettingsteekie, 2 langbene. Ek het glad nie eers vermeerder nie. Die volgende ry het ek of rond het ek presies dieselfde gemaak.
Nou kom ons by hierdie ronde. Hier kan julle al sien die gaatjies het al klaar groter getrek dalk as die vorige reise gaatjies. Nog steeds niks vermeerder nie. Selfs nie eers in enige van hierdie rondes het ek niks vermeerder nie. Hy het lekker gerek oor die mandjie. Elke keer as ek hom oor die mandjie trek en ek dink ek moet al vermeerder of oor die emmer trek, dan sien ek hoef nog nie te vermeerder nie. So wat ek nou maar hier gedoen het, is net weer teruggegaan na hierdie patroon. En om dit te kry, het ek nou maar 'n langbeen in elke langbeen. Julle gaan sien, hier is 'n tweetjie so naby mekaar, maar dit is maar in die kettingsteekie 'n langbeen en dan 'n langbeen in die eerste langbeen, langbeen in die tweede langbeen, dan weer langbeen in die kettingsteekie in die eerste langbeen in die tweede een in die kettingsteekie. So geen vermeerdering hier nie en geen vermeerdering in hierdie ronde nie, ook nie daar nie, ook nie daar nie. En wat ek toe hier gedoen het, was weer soos die vorige ronde, wat ek wou net die patroontjie herhaal het. 2 langbene, kettingsteekie. Die kettingsteekie is nou al baie gerek toe ek hom stywe. En dan weer 2 langbene, dan skiep jy weer 'n langbeen, maak net 'n kettingsteekie. Toe ek hier kom, toe moet hy hom te veel rek. Toe het ek nou die 2 langbene met 2 kettingsteekies tussen en dan weer 2 langbene. So, om jou vinnig net te sê is, jy hoef nie eintlik vreeslik te vermeerder nie. Jy trek hom aan na elke ronde oor die vorm, oor 'n bestaande mandjie of 'n emmer of wat jy ook al gaan gebruik, en hy moet maar rek. Hy moet eenvoudig rek, en dan selfs by hierdie's. Hier het ek nou net, so die laaste 3 rondes het ek weer niks vermeerder nie. Ek het maar net 'n langbeen in elkeen van hierdie langbene, en dan het ek 2 langbene in die 2 kettingsteke, en dan weer 'n langbeen in elke langbeen, 2 langbene in die kettingsteke. So hier kan jy dit duidelik sien, en dan in elk geval hierdie gedeelte gaan ek bedek, want die voerinkie wat ek insit gaan moet oorslaan tot hierso. Ek sal nog besluit of ek net 'n toutjie of 'n rekkie of wat ek gaan doen, wat ek hier gaan insit. Maar dis dit, en die res van die videoetjie gaan julle nou sien hoe het ek gestywe in die son laat staan. Ek hoop julle spring aan die gang, en as daar 'n nood is in jou huis vir 'n snippermandjie of 'n mandjie vir 'n kamer, nou kan 'n mens so lekker die kleur van jou deken kan jy dalk nou gaan bekyk, en dan kan jy dalk 'n mandjie hê wat mooi inskakel by die dekor. Hierdie mengsel is nou aangemaak. Ek het dit nou maar in 'n stol gemaak omdat ek meer nodig het. Dis 2 koppies water met 2 eetlepels mesina of mielieblom, en dan kook jy dit nou net tot dit begin dik word, en nou gooi ek by 2 eetlepels suiker. Die mengsel moet nog eintlik warm wees. Ek het hom nou klein bietjie laat afkoel, want ek was nog besig met die finale ronde van die mandjie, en ek het nou so 'n velletjie bo-op gemaak en sulke stukkies binne, en ek moes hom nou nog weer warm maak, en gou dat daai stukkietjies nou net kan oplos. Nou moet ek die houtlijm ook bygooi. Hy gaan nie jou kastrolle beskadig nie. Ek gaan nou sommer hierdie ding oopmaak. Dit kan enige houtlijm wees. Ek het nou maar hierdie nuus gekoop, omdat ek nou my oues was op, en hy's eintlik veronderstel om net 30 ml te vat, maar ek gaan nou sommer hierdie hele spelhouttuin ingooi. Ek wil hierdie mandjie lekker stewig hê. Ek wil nou net kyk, is dit daar al meer as, hulle gaan sien, ek gebruik sommer my vinger. Hierdie is mos nou daarom nou nie skadelik vir 'n mens se hande nie, jy kan dit weer afwas, maar hoe stewiger die mandjie nou is, hoe lekkerder gaan dit nou wees. En nou, ek dink ek moet hom sommer onderste bo sit, dat die res van hom eers uitloop, en dan kan ek dit ook nog ingooi. Goed, nou gaan ek maar hierdie spaggoed net gou inroer, en nou net goed oplos. Ek nou nie hierdie alles was uit, so dis die lekkerte daarvan. Ek hoop nou maar net hierdie mengsel is nou genoeg vir die mandjie. As dit nou klein goedertjies is, maak ek sommer net 1 koppie in die mikrogolfoond. Dis nou 'n groter ding, so ek gaan nou sorg dat hy alles absorbeer. Goed, dat ek nie die in die wasbak sit. En nou druk ek hom in. Die hele gehekelde ding, en dan gaan ons maar 'n houtlepel vat. Om hom nou eers net goed te druk. Hy moet nou maar goed gewringe, gedruk word en omgedraai word, dat hierdie houtlijm in al nie die houtlijm, maar die hele pasta en al die gaatjies ingaan en al die veseltjies ingaan. So hy moet nou alles absorbeer. Ons kan kyk of hy alles absorbeer.
Dis die lekkerste proses. Ek het dit nou so geniet. Julle moet kyk vir my ander mandjie video's ook op my kanaal. Omdat ek en my man nou ons huis verkoop het in Durban met al ons meubels en met al ons goedes, is dit nou lekker. Nou maak nuwe goedjies vir die huis wat pas. En dan gaan my man seker maar die quality control moet wees, want hy is eintlik ons meubelkoper. Hy het sy eie smaak ook. Ons probeer so saam besluit wat is dan mooi en wat is nie. So as hy nou nie hou van hierdie nie of hierdie nie pas by ons dekor nie, dan kan ek hom nou maar weer verkoop en vir my 'n kleur maak wat dan pas. Nou so gaan ek nou aangaan. Anders dan gaan ek julle nou verveel en as hy nou heeltemal klaar alles deurgewing is, ek vat sommer my hande, ek net vir julle wys, dan maak ek letterlik so asof ek hom hand was. Dat dit oral tussen hierdie gehikkelde steekies ingaan. Hy moet lekker, as dit raak hy nou nie lekker styf nie. En die resep werk soos 'n bom, dit maak die mandjies so lekker styf en dit maak dit nie swaar nie. Goed, so gaan ek aangaan en nou wonder ek met watter vinger gaan ek nou hierdie video stop. Dat ek dan nou eers aangaan hiermee, dan gaan ek vir julle wys buite as ek hom oor die emmer trek. Die emmer het nie vir my lekker skoon gelyk nie en ek was nou maar bangerig dat daar ietsie van die emmer gaan afgee, want dit lyk soos ver wat aan die buitekant sit, so ek het hom nou maar oorgetrek met kleefplastiek. Nou moet ek seker maak, want ek wil die regterkant moet buite wees. Dis die regterkant, daai kan jy sien, dis die verkeerde kant van die, so hy moet buite wees, so ek moet hom so omsit. Daar sy, dis tot daar. Hy kan eintlik nog verder getrek het. Kyk hier, hy's amperkies, dat ek hom net nog verder aftrek, dat hy lekker stokstyf is die boom. Daar kan 'n mens voel. En nou moet ek hierdie lekker aftrek. Ek nou dit vir julle wys. So nou gaan ek sit en ek gaan letterlik so maak al om die emmer. En ek moet hom nou maar aftrek en rek en strek, dat hierdie patrone ook mooi groot oop is. En dan gaan ek hom in die son sit, dat hy nou maar kan dan droog word. En hier het die son uitgekom en nou is dit ideale dag om die mandjie te droog. Hy gaan nou in die son staan, seker net nou vir 3-4 ure, dan is hy gewoonlik al hard en droog, dan haal ek hom gewoonlik van die emmer af, en dan sit ek hom nou net regop. Dan gaan hy nou alself staan en sy vorm behou, dan kan hy van binne af ook droog word.